Goeiemôre. Dit is die eerste Sondag van 2021, is ons eerste diens vir die jaar. En ja, dit is nie noodwendig soos ons dit graag wil hê nie. En juist daarom wil ek hê dat ons vanmôre op die regte ingesteldheid moet fokus. Ons moet gaan vra, wat is die regte gesindheid? En ek dink dit gaan nodig wees dat ons hierdie jaar hard moet fokus om hierdie ingesteldheid te hou. So daarom is die vraag vanmôre, pessimisme of optimisme? Watter een pas regtig by 'n Christen? Maar voordat ons daarmee begin, kom ons bid eers saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. O Here God en Hemel Vader, mag U genade, barmhartigheid en vrede vandag ook werklik ons deel wees. Amen. Kom ons maak die Here se naam groot deur nou stil te raak voor Hom. Die wet van die Here is op 'n paar verskillende maniere vir ons gegee, sodat ons uit 'n paar verskillende hoeke na onsself kan kyk. Nou, een weergawe van die wet kom wys ons juist dat ons nie kan terughou as dit by God kom nie. In Matteus 22 staan daar, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. As ons so na die wet gaan kyk en wat ons mekaar sê, ons hou dikwels terug. Ons is swak in daardie manier. Kom ons gaan praat met God oor hierdie swakheid. Ons gaan vra Hom om dit regtig te verander. En ons doen dit vanmôre met Psalm 38.
Dit is ons gebruik om elke Sondag ons geloof te bely. En ons moet raak sien dat daar baie dinge in hierdie wêreld is wat hierdie belydenis van ons wil stilmaak. Partykeer is dit ander mense wat sê dat ek nie kan glo dat 'n goeie God goeie mense kan laat swaar kry nie. Ander keer is dit weer 'n regering wat kom en sê, ja, God sê so en so, maar dit pas ons beter en dan maak ons eerder so of so. En dan maak dit wat God sê nie regtig meer saak nie. Partykeer doen ek en jy dit selfs wanneer ons sê ons glo is of so, maar as ons besluite moet maak, dan vergeet ons van hierdie goed wat ons glo. Nou, dit is belangrik dat ons nie net moet sê dat ons hierdie dinge dat ons aan hierdie dinge vashou nie. Ons moet nie net sê dat hierdie dinge waar is nie. Ons moet regtig daaraan glo. Ons moet daarop staat maak, selfs al is dit moeilik. So kom ons bely nou hierdie dinge en ons hou regtig daaraan vas. Ek lees vir ons die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Here God en Hemelvader, dankie dat ons U naam kan aanroep en weet dat U hoor wanneer ons U aanroep. Here, ons is dankbaar dat U ons deur 2020 gedra het, maar U weet ook dat ons baie onseker is oor 2021. Dinge lyk nie belovend nie, en ons antwoorde en ons planne raak al minder. Here, troos ons, gee ons rustigheid, gee ons hoop wat regtig 'n verskil maak. Ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Nou vanmôre wil ek vir ons lees uit Johannes 10. Ons gaan na die hele hoofstuk kyk, maar ons begin deur net vers 1 tot 6 saam te lees. Kom ons begin lees by vers 1. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur van die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy naam ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Dit is Johannes 10 vers 1 tot 6. Salig is hy wat die woord van die Here hoor en sy stem volg. Nou geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, 'n klompie jare gelede is daar 'n fliek vrygestel wat gaan oor 'n klompie buitengewoon slim mense. Nou, in die fliek maak een van die karakters die stelling, ek is eerder 'n optimis en verkeerd as wat ek 'n pessimis is en reg. Nou, volgens hom is dit beter om net die beste te sien en op die beste te hoop en eerder teleurgestel te wees, as om eerlik te wees en die probleme raak te sien en antwoorde vir daardie probleme te soek. Nou, persoonlik dink ek dit klink soos baie van ons wat meeste van die tyd sê, ja, dit gaan goed, en nie wil sê dat dit sleg gaan, of nie wil erken dat dit soms sleg gaan nie. Maar na 2020 is daar baie min rede om regtig optimisties te wees. Niemand hou van 'n swaarmoedige ou pessimist nie, maar ons weet nie meer regtig mooi waaroor ons positief moet wees nie. Ek dink Prof Koos Arendorff het dit rukkie terug baie mooi raakgevat toe hy gesê het, nie een is hierdie jaar onaangeraak gelaat deur die gebeure in ons wêreld nie. Baie sluit die jaar op 'n hartseer noot af, omdat geliefdes hulle ontval het. Ander is die einde van die jaar heel wat armer as 'n jaar gelede, en gaan die nuwe jaar met onsekerheid tegemoet. Vele het frustrasie op frustrasie ervaar.
Nou, ek dink ons almal weet waarvan Prof Koos praat. En daarom vra ek nou weer die vraag, met die oog op 2021, pessimisme of optimisme? Wat een pas regtig by 'n Christen? En ons moet eerlik wees, daar gaan altyd maar net rede wees om pessimisties te wees, behalwe as jy jou Bybel oopmaak en daar gaan raak sien wat in die ewigheid agter ons gebeur het, wat in die kruis gebeur het, wat nou in die hede moet gebeur en wat in die ewigheid voor ons gaan gebeur. Nou, hierdie is die 4 punte waarby ons vandag gaan stil staan. Die ewige verlede, die kruis, nou of die hede, en dan nou die ewige toekoms. En die vraag is, 2021, pessimisme, optimisme. Watter een? Nou, hierdie 4 punte kan baie maklik onthou word, ons kan dit maklik op 'n tydlyn gaan sit, hulle lê mooi agter mekaar. En ons begin by die eerste een, die ewige verlede. Nou, Johannes 10 gaan vir ons hierdie 4 punte baie mooi toelig. In hierdie hoofstuk is Jesus in Jerusalem. Jerusalem is 'n groot stad. En in hierdie groot stad is hy besig om 'n prentjie te gebruik, maar almal het nie hierdie prentjie verstaan nie. Maar selfs al was jy 'n stadsjapie, kon jy hierdie prentjie maklik verstaan. Dit is nie 'n vreemde prentjie gewees nie. Daar's 'n ander rede gewees hoekom die mense nie kon verstaan wat Jesus gesê het nie. Die prentjie was verstaanbaar selfs vir vandag se stadsjapies, maar daar's 'n ander faktor ter sprake wat hulle verstande verduister het. Nou, tussen vers 21 en vers 22 is daar dan omtrent 'n 2 maande gaping waar die Here Jesus 'n tydjie uit die stad uit weggegaan het, maar dan kom hy weer terug. En as hy teruggekom het, dan sit hulle hierdie selfde gesprek voor. Hulle praat oor dieselfde onderwerp. Nou, kom ons begin by die eerste van ons 4 punte, die ewigheid wat agter ons lê, die ewige verlede. En om dit te kan toelig, wil ek graag na vers 22 tot vers 26 gaan kyk. Daar staan, en dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo, en die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. En Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. En daardie laaste woordjies is belangrik, julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Nou dink 'n bietjie vir 'n oomblik hieroor na. Veral as dit by kerksake kom, sal jy al 'n pessimistiese gelowige hoor sê het. En dan sal hy dikwels op die volgende manier praat. Iemand is nie 'n lid van God se kudde nie, omdat hy of sy nie glo nie. Maar Jesus sê letterlik die teenoorgestelde. Hy sê, iemand glo nie, omdat hy nie 'n skaap is nie, omdat hy nie deel van hierdie kudde is nie. 'n Pessimist sal dikwels sê, kyk vandag se kinders daarom. Kyk, hulle maak nie meer erns met hulle geloof nie. Kyk wat doen hulle, kyk hoe lewe hulle. Hulle is net nie meer ernstig oor die belangrike dinge nie. Kyk hoe vergaan alles. Kyk hoe gaan alles agteruit. Maar weet jy, as jy so praat, is jy besig om te sê dat die Bybel verkeerd is. Want jy het so pas probeer sê, mense, julle moet skape wees, julle moet glo, kom by. Julle moet die kerk en wat die kerk glo, wat die kerk kan vashou, dit moet jy, wat ons van ons ouers gekry het, dit moet jy mooi netjies in stand hou en dan ook vir jou kinders gee. En as jy hierdie ding doen, as jy so glo en so doen, is jy 'n skaap in die Here Jesus se kudde. Maar die Here Jesus kom sê iets heeltemal anders. Hy sê, iemand glo aan die dinge waaraan ons glo, omdat hy 'n skaap in die kudde van God is, of omdat iemand glo nie, omdat hy nie 'n skaap is nie. Kyk maar mooi, dis presies waar daar staan. Sien u dat daar 'n hemelsbreedte verskil tussen die twee stellings is? Een sê, kom boetie, kom, jy beter jouself regryk, anders is jy in die moeilikheid, en dan gaan God jou nie wil hê nie. Maar die Bybel sê, almal wat God wil hê, syne moet wees, sal na hom toe kom. Hulle kan nie anders nie. Met ander woorde, as iemand glo, is dit 'n teken dat God daardie persoon 'n skaap in sy kudde gemaak het. Nou, op hierdie punt, as ons dit mooi wil verstaan, is dit belangrik om God se groot genadeverbond te verstaan. Die een wat gemaak is tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou, in hierdie kontrak wat God die ene gemaak het, kom sê hy, solank is wat ek God is, sal hierdie dinge so wees, sal hierdie dinge gebeur.
Nou die Vader het gekom en beloof dat hy aan die seun sekere mans en vrouens, seuns en dogters sal gee as 'n ewige gawe. En die seun het gekom en hy het beloof om in hierdie mense se plek 'n volmaakte lewe te lei en om in hulle plek dood te gaan sodat hulle nie vir hulle eie sonde hoef te betaal nie. En die Gees het gekom en hy het beloof om hierdie mans, vrouens, seuns en dogters se harte so te verander dat hulle God en sy werk moet raak sien en in Jesus Christus sal glo. Nou God, Drie-enig, het hierdie besluit gemaak, het hierdie verbond gemaak, lank voordat ons bestaan het. En hierdie saak staan vas, niemand kan dit verander nie. En dit bring ons dan nou terug by ons vraag, wat het dit nou eintlik met pessimisme en optimisme te doen? Dink bietjie mooi. Is dit nie regtig bemoedigend om te weet dat daar in jou werkplek of in jou huis, daar rondom jou, daar is mense wat die Vader aan die Seun gegee het. En jy sal weet wie daardie mense is, want die Heilige Gees sal hulle laat glo. Dis 'n feit. As hulle glo, is hulle skape. Hulle glo miskien nie op hierdie oomblik nie, maar as daardie persoon deur God gekies is, sal hy of sy uiteindelik glo, sal hy 'n skaap word. Dink mooi. Is dit nie bemoedigend om te weet dat as ek glo, dit vir my 'n teken is dat ek deur die Vader aan die Here Jesus gegee is en dat die Heilige Gees in my hart sal werk en my sal verander nie? Is dit nie bemoedigend om te weet dat Jesus die prys vir my betaal het nie? Dit bring ons dan nou by die tweede punt, die kruis. En om die kruis toe te lig wil ek na Johannes 10 vers 11 en vers 15 gaan kyk. Daar staan, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. En net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Dink mooi oor wat Jesus hierso sê. Hy sê, hy lê sy lewe af vir die skape. Hy betaal die prys. Nou as pessimiste spesifiek oor kerksake redeneer, dan sê hulle dikwels, die Here Jesus het redding moontlik gemaak. Jy moet nou jou deeltjie kom doen. Jy moet nou van jou kant af jou kant bring. Jesus het klaar syne gebring. Maar as jy so redeneer, glo jy nie regtig dat Jesus gesterf het om mense te red nie. Jy glo eintlik dat Jesus deur sy sterwe redding moontlik gemaak het. Jesus het sy deel gedoen. Nou moet jy jou deel doen. Jy moet die redding aanneem, jy moet die redding jou eie maak. Maar liewe broer en liewe suster, as jy die Nuwe Testament oopmaak en regtig gaan lees, dan sal jy sien dat die Nuwe Testament nooit op hierdie manier daaroor praat nie. Hy praat heeltemal op 'n ander manier oor hierdie saak. Jesus het aan die kruis gelei. Hy het in ons plek vir ons sondes betaal en die betaling is afgehandel. Hy het gesê, dit is volbring. En daar is niks meer oor hierdie saak te sê nie, niks meer oor hierdie saak te doen nie. Hierdie saak staan vas. Nee, hierdie wat ons nou vir mekaar gesê het, is 'n baie, baie belangrike deel van die antwoord oor pessimisme of optimisme. Pessimiste sê dikwels, om gered te kan word, moet jy glo dat Jesus vir jou gesterf het. Met ander woorde, as jy hard genoeg wens dat iets waar is, dan sal dit so wees. Maar die Nuwe Testament sê dit nooit nie. Die Nuwe Testament sê, om gered te word, moet jy weet dat jy 'n sondaar is. Met ander woorde, dat jy op geen manier op jouself kan staatmaak om vir jouself die lewe en jou verhouding met God te kan kry nie. Jy is letterlik 'n nul op 'n kontrak. Die tweede ding wat die Nuwe Testament sê, is dat jy moet weet dat die Here Jesus 'n magtige redder van sondaars soos ek en jy is. En dat ek al my hoop op redding op hom alleen moet plaas. As ek dus aan die verlossing van die Here Jesus Christus glo, is dit nie my geloof wat my red nie. My geloof is maar net 'n teken dat ek gered is. Nou, let op dat niks van die voorwaardes wat ons graag wil hê, daar moet staan, daar verskyn nie. Daar staan nie dat jy 'n lidmaat van die AP Kerk moet wees om gered te word nie. Daar staan nie dat ek sis of so moet lyk of moet ryk om gered te word nie. Daar staan maar net, wanneer ek geloof het, sal ek weet dat ek gered is. Dis dit, niks meer nie. Nou, hierdie is alles deel van die feite. Hoe beleef ek dit in my lewe? En dit is waar ons nou op die hede moet gaan fokus. En ek wil vir ons saam lees uit Johannes 10 vers 2.
Daar staan, maar hy wat by die deur ingaan is 'n herder van die skape. En dan vers 8, almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het na hulle nie geluister nie. Johannes 10 vers 14, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. En dan laastens Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Nou let op die volgorde van wat ons hierso vir mekaar gesê het. Jy volg nie die herder en dan word jy 'n skaap nie. Jy is 'n skaap en daarom volg jy die herder. Dit is wat die Nuwe Testament ons leer, onthou. Nou, as dit nou by die praktyk kom, dan sal ons dikwels sien pessimiste dink, ons moet hierdie kerkmense oortuig van dit wat reg is. Ons moet dit of dat doen. Ons. Die fokus val heeltyd op ons. Hulle dink dat elkeen wat voor 'n kansel gestaan het en sy geloof bely het, 'n skaap is. Hulle dink dat alle lidmate van die kerk kinders van God is. Hulle dink dat die kinders van God, die skape is 'n batterye besig is om pap te word. Dat die skape besig is om moeg te word. En daarom sal jy dikwels sien dat pessimiste dink dat dit hulle werk is om die skape aan die gang te hou. En dan soos in 'n jaar soos 2020 en 2021 word selfs die pessimiste se eie batterye ook pap. Maar dit is nie die Bybel ons leer nie. As jy 'n skaap is, dan volg jy die stem van die meester en hy sal na jou kyk. Maar as jy glo soos wat die pessimiste doen, dan sê jy mos eintlik dat daar skape is wat die meester se stem kan ignoreer. Dan sê jy dat mense soos ons, die meester wat met 'n woord die wêreld geskep het, kan ignoreer. Met ander woorde, jy dink mense is sterker as God. Maar liewe broer en liewe suster, as dit die God is wat jy dien jy 'n ander God as wat ons in die Bybel leer ken. Maar die Bybel leer ons dat as jy 'n skaap is, dan hoor jy die stem van die meester. En jy kan nie anders as om te hoor nie. En dan volg jy, en jy kan nie anders as om te volg nie. As jy sy stem hoor, dan reageer jy. Dit is 'n stem wat jou wese kom verander. Dit is 'n stem wat maak dat jy volg, dat jy nie meer kan stil staan nie. As jy nie volg nie, is dit heel moontlik omdat jy nog nie werklik die stem van die meester gehoor het nie. En dit beteken ook dat jy nog nie 'n skaap is nie. Want God se skape hoor sy stem en hulle volg hom. En nou moet ons vra, hoe klink die meester se stem? Hoe hoor ek wanneer die meester praat? Elke keer as God se woord uitgedra word, hoor ons sy stem. Elke keer as 'n gelowige die goeie nuus van die Here Jesus verkondig, hoor ons sy stem. Dit is hoe en wanneer 'n skaap moontlik vir die eerste maal die stem van die meester hoor. Dit is waarmee ons nou moet besig wees. Dit is om die meester se stem hoorbaar te maak. Dit is waarmee ek en jy nou selfs te midde van moeilike omstandighede moet besig wees. En dit bring ons dan nou by die 4de punt, die ewige toekoms voor ons. En hier moet ons dan vir mekaar vra, is dit moontlik dat die Here Jesus 'n skaap kan verloor? Wat sou jy dink? Is dit moontlik dat die Here Jesus 'n skaap kan verloor as ons na die gelykenis van die verlore skaap gaan kyk, waar hy 99 los om een te gaan soek? As 'n mens na die woorde van die Here Jesus in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het gaan kyk, lees ons, niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. Is dit moontlik dat die meester 'n skaap kan miskyk? Of dalk van 'n skaap kan vergeet? Of erger nog, dat hy 'n skaap sal ignoreer as die skaap hom te veel pla? Is dit moontlik dat die meester wat die wêreld tot stand geroep het en sy skape na hom toe geroep het, wat bepaal het hoeveel hare daar op elke skaap se kop kan wees, is dit moontlik dat daar iets kan gebeur of iets onverwags kan gebeur wat maak dat hy nie by sy skape kan uitkom nie? Ek dink die vraag agter al hierdie vrae is dit moontlik dat iets onder God se beheer uit kan raak? Dat hy beheer kan verloor? En Jesus antwoord daardie vraag self in hoofstuk 10 vers 28 tot 30. Hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.
en die Vader is een. My liewe broer en suster, 2020 was rof. En 2021 kan dalk ook rof wees, ons weet nie. Maar ons het alle rede om tog te hoop en ja, selfs optimisties te wees. Kyk waarmee is God besig, ook in hierdie jaar. Die een wat verby is en die een wat kom. Ek het nou Prof Koos se woorde aangehaal, maar ek het hom net halfpad aangehaal. Hy het verder gesê, of kom ons herinner onsself net gou eers weer wat hy gesê het. Hy het gesê, nie een is hierdie jaar onaangeraak gelaat deur die gebeure in ons wêreld nie. Sommige is hartseer, meeste is armer, almal is onseker en gefrustreerd. En tog was die Here deur alles met ons, soos hy beloof het. En in 2021 sal hy steeds daar wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ons kan dit steeds sing. Want hy wat ook oor 2021 Heer sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit staan daar in Hebreërs 13 vers 5. Nou mag ons werklik die vrede van die drie enige God in die nuwe jaar ervaar. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, U ken ons harte van môre. En U weet dat ons dikwels pessimisties is, veral oor die kerk. Here, dankie dat ons in die woord koers kry, en sekerheid kry. Niks sal ons uit die hand uitruk nie. Here, gee dat ons so skape van U kudde U stem sal hoor en U sal volg. Here, gee dat ons U stem in 'n deurmekaar en stikkende wêreld sal hoorbaar maak, sodat al U skape by U kan bymekaar gebring word. Here, troos ons, gee ons rustigheid, gee ons hoop wat regtig 'n verskil maak. Ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Kom ons sluit vanmôre met Psalm 23 af, waar ons juis oor die manier sing hoe die Here vir ons 'n herder is. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Geseënde dag verder.